Ek het nou gesukkel en ek het julle lekker die mekaar gemaak. Maar wat ons nie oor die mekaar gaan wees nie, is ons die woord van die Here open. Kom ons gaan saam lees uit Filippense hoofstuk 3. Ons gaan vanaf die 4de vers daar saam lees. Filippense 3 vanaf vers 4 tot 7. Paulus is aan die woord. Hy skryf aan hierdie gemeente kort voordat hy tereggestel word. Praat hy hierdie woorde met hulle. Nietemin sou ek ook op menslike dinge kon vertrou. As iemand meen dat om op menslike dinge te vertrou, ek nog meer. Ek is op die 8de dag besny. Ek is 'n gebore Israeliet uit die stam van Benjamin, 'n egte Hebreër. As lid van die Fariseërs het ek streng volgens die Joodse wette gelewe. Ek was fanaties in die kerk vervolg. Wat wetsgehoorsaamheid betref, as metode om my saak met God reg te maak, was ek onberustig. Alhoewel ek hierdie menslike dinge eers as 'n wins beskou het, beskou ek dit ter wille van Christus nou as 'n verlies. Ja, om Christus Jesus my Here te ken, is so wonderlik dat ek alle ander dinge as 'n verlies beskou. Ter wille van hom het ek alles as verlies afgeskryf. Ek beskou dit as gemors, sodat ek Christus as wins kan verkry en een met hom kan wees. Ek probeer nie langer my saak met God regstel deur die wet te gehoorsaam nie, maar deur in Christus te glo. Deur die geloof stel God ons saak met hom reg. Op hierdie manier kan ek Christus ken en die krag beleef wat hom laat opstaan. Deur saam met hom te ly, kry ek deel aan sy dood, in die hoop dat ek die opstanding uit die dood kan beleef. Nie dat ek dit alles al bereik het, of al klaar volmaak het, maar ek hou aan jaag om dit myne te maak met Christus Jesus sy naam te maak. Nee, broers en susters. Ek reken self nie dat ek al is wat ek moet wees nie. Maar een ding is seker, ek vergeet dit wat agter my lê en strek my uit na wat voor. Ek jaag wenkbrauw toe na die hemelse prys wat God deur Christus Jesus aan my gegee het. Ons lees dit so. Dit is een van die eerste praatjies wat my ore en al my sensore laat regop staan. Was baie jare gelede toe Bill Hybels 'n reeks gedoen het en een van sy praatjies was die tema From Here to There. Van hier na daar. En dit was 'n leierskapspraatjie en dit het my op 'n nuwe traject in my lewe geplaas oor die rol wat geestelike leiers behoort te speel. Ek besef dat elkeen van ons het ook daardie verantwoordelikheid. En daardie geestelike rol wat God van my en van jou verwag, kan 'n mens in verskillende afdelings indeel. Mens kan sê dat ek as 'n persoon het 'n verantwoordelikheid om van hier na daar te groei, maar ek kan ook sê dat ons as 'n gemeente het 'n roeping van die Here om van hier na daar te groei. Ons het verlede kerkraadvergadering juis hieroor begin gesê. Wat is hier? Waar is ons nou? Waarheen is ons op pad? Wat wys God vir ons? Waarmee is hy met ons besig? Waarheen wil hy ons lei? Waarheen wil hy ons stuur? Om van hier na daar te gaan, begin, so sê Bill Hybels, met 'n eerlike evaluasie van waar is jy nou? Wanneer mense dink hulle het reeds gearriveer, is daar vir hulle geen motivering om verder te groei nie. Wanneer hulle dink hulle het klaar gearriveer, dan is dit mos nou klaar die eindpunt. Dit is niks meer nodig nie, dit alles. Nou in 'n mate is dit sekerlik ook waar. Christus Jesus het gesterf aan die kruis. Ons behoort aan hom. Hy het ons losgekoop van die sonde. Ons het die sekerheid van 'n ewige lewe wat saam met ons leef. Wat dit aanbetref, sal sommige mense sê, ons is klaar daar. Maar ek dink jy sal saam met my stem dat ons eintlik nooit daar kan wees. As gelowiges is ons altyd nog op pad.
Die Bybel praat baie van mense se verskil van die geloofsreis. Het julle geweet dat die begin van die Christendom, voordat mense nog Christene genoem was, het hulle daardie volgelinge van Jesus genoem, die mense van die weg, die mense van die pad, die mense wat op reis is. Ek en jy is mense op reis, ook in ons geestelike lewe. En ons moet van tyd tot tyd vir onsself hierdie vraag afvra. Waarheen is jy? En dit is waarmee ons as kerkraad moet steun. Waarmee is ons as 'n gemeente op pad? Ek gaan nie vandag vir jou oor die gemeente praat nie. Ek wil graag eerder praat oor my en jou en ons eie persoonlike reis. Ons as mense soek mos altyd na die next big thing, na daai nuwe ding wat vir ons gaan excited maak. 'n Nuwe iets wat ons gaan opgewonde maak en wat vir ons gaan sê, daar's nou vervulling, ons is nou meer gelukkig as wat ons was. Daai iets daar buite. En wat ek van jou vra om daarby uit te kom. Mense het verskillende dinge wat vir hulle daardie iets sal wees. Ek het ook agtergekom dat baie mense daardie droom in hulle begin doodsmoor omdat hulle te bang is vir die eise wat dit in hulle gaan stel om daarby uit te kom. Vir jou om die beste cricketspeler te wees wat Suid-Afrika nog op die veld kon stuur, vra dit dat jy baie keer 4-5 dae dag, of 4-5 dae week, 5-6 ure lank moet oefen. Gary Player, toe hy op sy hoogste punt was, is daar gesê dat hy het 1000 balle uit die sand uitgespeel. The more I practice, hy gesê, the luckier I get. Om in jou geestelike lewe te kan groei, dat daardie iets wat jy weet vir jou nog ontwyk, daai iets waarna toe jy op pad is en wat jou vervulling sal bring, daai iets wat jy na hunker en wat jy voel of jy dit jou die hele tyd net ontwyk. Dit gaan nie in jou sleep val nie. Jy gaan iets moet doen om dit ook joune te maak. En die Bybel is vol van sulke voorbeelde, ons sal net by enige van hulle uitkom. Reg deur die Bybel is daar mense met wie God op reis gegaan, waar hy met hulle gaan sit by waar hulle nou is, en daar met hulle begin praat en sê, maar ek wil jou op reis neem na iets anders toe. Ek wil jou op pad neem na iets beter toe. Ek wil jou op reis neem na 'n plek waar ek jou graag wil hê. Abraham is iemand wat sommer onmiddellik in my kop opspring. Abraham sit in Ur en hy is besig met saam met sy familie met 'n baie winsgewende besigheid. En terwyl dit met hom baie goed gaan daar, hoor hy dat die Here met hom begin praat, maar dis nie die stem van die afgode van die mense rondom hom nie. En hy hoor maar hier is 'n ander God wat met besig is. En die Here wat hom sê, hier waar jy nou is, mag dalk vir jou finansiëel sekuriteit gee. Hier waar jy nou is dalk 'n plek waar jou familie is en waar jy verlief is, maar ek het jou vir my toegeëien en ek wil met jou op reis gaan. Daarom trek uit van die Galdeërs en gaan na die beloofde land wat ek vir jou sal wys. En daar trek Abraham in 'n rigting en hy weet nie waarheen nie. Hy het nie 'n eindbestemming wat hy na toe gaan nie. Hy is net besig om gehoorsaam te wees op daardie oomblik. Daar is min van ons wat seker sal weet, wat is daai eindpunt waarmee God na my en jou mee op pad? Dit sal ons baie moeilik wees om dit in woorde te sê. Maar die vraag is nie of ons weet waarheen daardie bestemming gaan nie. Die vraag is of ek en jy die moed sal hê om uit die veilige ruimte van hier te beweeg, saam met God op reis te gaan, na waar hy ook al dink dit is. Vertrou jy God genoeg daarvoor? Dit is nie altyd so eenvoudig. Ek dink aan nog 'n voorbeeld wat ek vir jou kan deel, is Moses. Moses word in slawerny gebore, hy kry hierdie wonderlike bevoorregte lewe saam met Farao se een dogter.
En dan begin die lewe vir hom in moeilike val. Daar was sprake dat hy die volgende farao sou kon geword het in die Bybel. Dan raak hy bewus van 'n ander stem wat met hom praat. Iets anders wat hy nie elke dag gehoor het nie. Hy kom agter maar hierdie iets anders, die gans ander, die lewende God self. En dan begin hy met God se oë kyk na die omstandighede rondom hom en hy sien hoe sy mense swaar kry. En dan ken ons die roete hoe dat God het hom op reis. En as hy dan daar ekskuus of wat ek hierdie wat as ek hierdie mikrofoon aan het terwyl ek woensdag van julle almal wakker word. En so sit hy op die ou einde daar ver in die woestyn besig om skape op te pas vir sy skoonpa Jethro. En as hy in hierdie gemaksone, ek het nou afgetree, ek het nou nie meer hierdie stres van die werk nie. Niemand kyk meer oor my skouer nie, ek gaan nou maar net my skapies. En dan sê die Here vir hom: "Hier waar jy nou is hierdie plek waar ek jou wil hê. Ek wil hê jy moet saam met my gaan." Here, maar ek kan nie praat nie. Here, ek hakkel. Ek sê vir iemand gee, maar saam met my gaan jy kom. Ek het 'n plan met jou. Kom. Ek wil my volk van slawerny na vryheid bring. Jy van die streep. Ons sien die hele storie van wat alles daar rondom gebeur het. Hoe is God op reis met geloofshelde, maar ook met my en met jou. Die Bybel is vol van hierdie geestelike reis van wie ons nou is en wie God graag wil hê dat ons moet wees. Ek het vir myself daardie reis myself 3 dimensies of 3 vlakke geïdentifiseer. Dis 'n reis op, dis 'n reis in en dis 'n reis uit. En ek sal vandag vinnig na elkeen verwys en dan sal ek meer na die opgedeelte toe wys. In die opdimensie gaan dit daaroor dat ons op reis is na 'n dieper verhouding met God. Op reis is na gehoorsaamheid om na die wêreld en na onsself en na ons omstandighede te kyk vanuit God se oë. Die opdimensie vereis toewyding aan Jesus en dat hy belangriker sal wees as dit. Dis 'n groei na heiligheid. Die indimensie, die infaset gaan daaroor van dit wat binne in 'n geloofsgemeenskap gebeur. Wanneer mense wat nie gereeld by ons in die kerk kom nie, hier instap en dit die eerste keer hier is, wat is hulle gewaarword? Wat laat 'n Jan besluit hy wil lidmaat word by hierdie? Ek weet nie wat hom daaroor gesels nie, so ek spekuleer nie maar. Maar as jy instap by 'n kerk en jy het al deur julle lewe in baie kerke moet instap. As jy instap by 'n kerk, dan weet jy of jy hier gemaklik in tuis voel. Jy weet of dit jou plek is of nie. En jy kom sit in jou plek en ek sien elke Sondag en ek inwil elke keer op dieselfde plek. Jy skuif nooit rond nie. Dit is ook 'n teken dat jy veilig is. Dis jou ruimte. Dis waar jy God se stem hoor. Dis waar jy gemaklik is. Wat is dit wat mense op die ou en hier sal laat wil inskakel by hierdie geloofsgemeenskap? Party mense kan sê, "O, maar dit is die musiek wat geseën met wonderlike orgelistiese musikant hier." Miskien sal mense sê, "Maar dit is die styl van die prediking wat dis die manier hoe dit gedoen word." As dit vir jou werk, ek dankbaar daarvoor. Dit kan dan wees dat die mense sê, "Wat hier daai mense kuier so lekker voor die tyd." Dit is wonderlik. Ek dink dit is uniek in ons gemeente dat mense so kuier soos wat ons kuier. Daarom is ek net in 'n full paradise, maar ek hou daarvan. Maar die ding wat op die ou en die langste gaan hou en wat die deurslag sal gee, is as mense sal sê, "Hier het mense mekaar
soos Jesus. Hier is mense wat saam op pad is, op reis is, nader met Jesus. Hier kan ek saam met hulle kom ontdek wat dit beteken om in 'n lewende verhouding met Jesus te staan en hoe om dit te ontdek. Hier kan ek saam met mense kom erken dat ek is nie volmaak nie. Hier kan ek tussen die gewone mense wees wat tog sê ek glo in God, die almagtige God, skepper van die hemel en die aarde. In daardie infaset is daar ook altyd groeipotensiaal nodig. Wanneer iemand vir die eerste keer hier instap en hulle het vra in hulle eie gemoed oor geestelike lewe. Die eerste ding wat hulle gaan nodig hê is dat ons op so 'n manier na daardie mense sal uitreik dat hulle welkom is. Ons moet almal deel wees. Genoeg van die ingedeelte. Die uitgedeelte gaan ek ook net baie vinnig noem en dan gaan ons fokus op die opgedeelte. Dit is hoe 'n gemeenskap van gelowiges in Horison gemeente kontak maak met die gemeenskap rondom ons. Hoe ons sigbaar word, sodat wanneer daar iemand is wat vra, iemand is wat deur God op 'n manier geraak word en hy sê, ek het hierdie behoefte dat ek dalk Sondag na kerk toe moet gaan. Daardie voetspoor wat ons los in ons gemeenskap is die uitgedeelte van ons reis met. Hoe verteenwoordig ek en jy Jesus Christus in die strate van ons gemeenskap? So kom ons fokus 'n bietjie op die opgedeelte. In hierdie reis van waar ons nou is, na waar die Here wil hê ons moet wees, is dit nooit 'n gelyke lyn nie. Jy kan nie sê hier begin ek en daar wil ek eindig en dis 'n eenvoudige reguit lyn om daarby uit te kom. Dis net nie hoe die lewe werk nie. Die lewe werk met op en af. En jou eindpunt is, partykeer as jy juis op jou laagste punt is, moet jy nooit jou droom verloor na waarheen die Here wil gaan. En ons is op reis na 'n plek waarin God met ons in 'n verhouding is. Ons almal ken sekere rolmodelle van mense wat ons sê, daai mense dan 'n wonderlike verhouding met die Here. Ek kry amper skaam as ek dink hoe hy is met sy verhouding met die Here en wat daar nog vir my is in my lewe. Ek het sulke rolmodelle in my lewe. En jy moet ook jou eie rolmodelle hê van mense wat jy sê, ek wil wees daardie persoon my geestelike lewe in. En as daardie persoon nog lewe, wil ek jou aanmoedig om met daardie persoon te gaan sit te gesels. Sommige net 'n paar vrae te vra. Vertel my hoe jy geestelike reis begin. Vertel my jou prentjie van Jesus. Vertel my wat is vir jou belangrik in jou geestelike reis. Kyk of jy iets kan optel uit daai gesprek uit, wat jy kan agterkom, hulle motivering is om daarby uit te kom. Wat is die rutines wat hulle aangeneem het? Watter rutine het hulle die meeste gewerk in hulle geloofsreis nader aan die Here? Wat het gebeur in hulle lewe om daar te kom waar hulle nou is? Alhoewel hulle natuurlik sal sê hulle het 'n hele ontwikkeling gegaan. Maar vra daai vrae vir daardie persone. Kry vir jou 'n geestelike mentor met wie jy hierdie vrae kan bespreek. Sodat jy kan vat van die kos wat van hulle tafel afkom en jy dit jouself kan eet in dieselfde rutine van die. Ons kan vandag na iemand soos Paulus kyk. Dit is wat hy in hierdie gedeelte met ons beskryf. Hy sê, ouens, jy gaan dit nooit in jou eie krag regkry nie. As jy dink jy gaan in jou eie krag hierdie geestelike reis aanpak, wil ek nou vir jou sê, jy gaan dit nie maak nie. As jy nou iemand wil hê wat dit probeer het, kyk na my, sê hy. Ek was bevoorreg om uit 'n egte Joodse familie gebore te word. Alles het in my guns gestel, my bloedlyn was reg. Al die geestelike voedsel wat daai gekom het, ek het dit gehad. Ek het 8 dae besny. Ek het al hierdie goeders gedoen. Op die ou ende het ek hierdie status bereik van dat ek 'n Fariseer is.
Ek het deur al hierdie skole gegaan en ek het al hierdie opleiding gehad en ek het deur alles gegaan, want dit was die manier hoe ek gedink het ek die ou einde by die jaar gaan uitkom. Sy eie identiteit, sy waarde, sy hoop, sy sukses, sy selfbeeld was gebou om hierdie goeie in eie krag te bereik. En toe gebeur dit dat hy met Jesus kontak. Ag, is van die mooiste Bybelverhale. Ek gaan nie dit herhaal nie, julle ken dit. Hoe dat Jesus vir hom sê, maar jy is nou hier. Ek het 'n ander daad vir jou in. Ek en jy kan ook soms ons eie selfbeeld, ons eie sekuriteit bou op menslike goed, waarin al ons eie krag is. Die beroep wat ons kies, die geldelike posisie wat ons hard voor gewerk het, hoe ons lyk in die gemeenskap, die karre wat ons ry, die geestelike suksesse wat ons al gehad het, soos wat Paulus dit hier genoem. Hy bring dit by wat ons baie keer nie eens bybring. Die man is 'n rolmodel Christen en gewees. Sal ons dit nou vandag sê en sy tyd wat natuurlik nie weet. Ek en jy gaan nie ons geestelike reis voltooi solank as wat ons dit in ons eie energie probeer bereik. Ons gaan moet sê dat om by die daar uit te kom wat Jesus vir my en vir jou in gedagte het, is daar een ding wat nodig is en dit is 'n ontmoeting met Jesus. En vanuit daardie ontmoeting met Jesus moet daar 'n nuwe dimensie ontstaan van wat Jesus se daar vir my sal wees. Het jy al die antwoord op hierdie vraag? Wat is Jesus se eindbestemming vir jou? Hoe wil hy hê moet jy wees as mens wanneer hy kan sê vir die Vader, kyk nou net daai remedie kind. Dis 'n vraag wat ons osself gereeld moet afvra. 'n Hele klompie jare gelede was daar 'n boek wat geskrywe is deur 'n man met die naam van Richard Kiyosaki. Die boek se naam was Rich Dad Poor Dad. Julle sal dit beter onthou as die skrywer. Baie mense het die boek gelees. Meer as 26 miljoen van hierdie eksemplare is verkoop in die wêreld. En hy het die ding op die tafel gesit oor wat is laste en wat is bates. As jy eendag wil ryk word, moet jy jou laste minder maak en jou bates meer maak. So sal hy sê, as jy 'n eiendom het wat jy verhuur en jy kry 'n passiewe inkomste daaruit, dan is dit 'n bate vir jou. As jy 'n kar koop, dan is dit 'n las vir jou. Jy gaan net sy waarde verloor soos die tyd aangaan. Moet dus nie jou geld spandeer op die goederes wat nie van waarde toevoeg nie. Jy moet hom net koop omdat jy hom gebruik vir waarvoor hy daar is. Maar as jy wil ryk word, dan gaan jy nie 'n kar koop. Jy gaan natuurlik meer in eiendomme belê of wat ook al. Maar dit is nou deel van sy boek. Ek wil nie te veel daarop gaan. En dit het my laat die vraag laat vra, as ek wil geestelik ryk wees, wat is die bates wat ek moet aanneem? En wat is die laste wat ek moet afgooi? Die Bybel praat baie hiervan, né? Hy sê dat ons die laste moet afgooi en moet uitreik na die wenstreef om dit daar te uit. As ons dink dat 'n bate is dat mense moet dink ons is oulik. En ons het nou gearriveer. Ons is nou hierdie modelmense. Dan wil ek net sê dit, die naaste wat jy in 'n las gaan. Dis skade nie. Want die oomblik wat jy van jouself begin dink, omdat ander dink jy is oulik, nou dink jy van jouself nie is oulik, dis die gouste wat jy gaan val. Die gouste wat jy gaan. Dis die sekerste manier om te gebeur. Ons bates lê nie in ons eie krag nie. Bates lê in Jesus Christus. Ons bates lê in Christus wat vir ons geprys het. En om hom te mimiek in alles wat ons doen.
Ons het al baie dit gesê. Julle gaan my dit nog honderde kere hoor. As Jesus op aarde beweeg, dan sê hy die hele tyd vir mense, ek sê net wat ek die Vader ook sê. Ek doen net wat ek die Vader sien doen. En as ek en jy in Jesus se voetspore wil wees, dan is dit waarin ek en jy op pad moet wees. Dit is die bate wat ons moet aanneem. Net sê wat Jesus sê, en net doen wat Jesus doen. En as dit nie strook met wat ons by Jesus sien, dan hoort dit ook nie deel van ons. As jy geestelik op wil groei in Christus in, volg hom meer nou gesê. Maak 'n studie van sy denkpatrone. Maak 'n studie van sy keuses. Maak 'n studie van die dinge wat vir hom ononderhandelbaar was. En jy sal deel van daardie resep wees. Wanneer 'n mens begin kyk na die woorde van Jesus, kan jy maar begin by Matteus 5 tot Matteus 7, waar Jesus sy intree groot maak. As jy met daai mense begin praat, dan kyk dat daai 3 hoofstukke, dis 5, 6 en 7. Jy sal Jesus se stem hoor. Wat is belangrik vir God as jy opgroei in hom? Gaan maak 'n studie daar. Lees dit eendag sommer net die hele 3 hoofstukke aan mekaar. En die volgende dag lees jy dalk net een. As jy dink, jy deurleef dit, jy ondersoek dit, jy maak dit. So maklik dat ons eie waarde kan meet op dit wat ander mense van ons dink. Mense by die werk, die posisie wat jy het. Hoeveel mense afhanklik is van jou. Ware sekuriteit is of ek Jesus in my hart het of nie. Ware identiteit is wat God van my sien, eerder as wat ek mense van my sien. Daarom sê Paulus, al wat nou vir my saak maak, is die ding wat my sal vrymaak in Christus, is of ek Jesus in my lewe ervaar. Ken ek hom? Nou die woord wat hy hier gebruik vir ken, die Griekse woord hiervoor is die woord yada. Nou yada, ek wil nie probeer beïndruk met Grieks of Hebreëus nie, maar die enigste woorde wat ek nog kan onthou moet ek daarom nog vir julle kan sê. So die woord yada om te kan ken, beteken om voordat iemand nog iets gaan dink, te weet presies hoekom hy gaan reageer en hoe hy gaan reageer en wat is dit wat hy moet doen. Om te weet presies wat gaan die stemtoon wees en wat gaan die reaksie wees en hoekom sê daai persoon. Wat het hier binne gebeur voordat die mond woord by die mond uit? Om iemand so intiem te ken. Die woord yada is dieselfde woord wat gebruik word wanneer 'n man en 'n vrou gemeenskap het, wanneer hulle dit doen. Dieselfde woord. Wanneer jy daai persoon so intiem leer ken in sy brooste self, dat jy kan sê, waarom sê Paulus, al wat ek wens, is dat ek Christus sal kan ken. Dat as Christus iets doen, dat ek instinktief, voor dit nog gebeur, gaan ek weet, dis is hier kom dit, daar gebeur. Want jy sien wat in sy siel gebeur. Jy ervaar wat in sy binneste opborrel voordat hy dit sê. Dis waarin ek in jou pad moet wees. Daarom sê Paulus, ek sal alles wil afgooi en afsterf wat my nie gaan help om daarby uit te kom. Ek moet iets doen wat my nie sal terughou nie. Ek moet my losmaak van die dinge wat agter my is, die kettinge wat my bind, die dinge wat vir my op aarde belangrik is, sodat ek kan loskom en ek kan beweeg in die rigting waarin Jesus nou wil hê. Ek moet op 'n ander vlak met hom kan begin kommunikeer. Ek moet eenvoudig my met alles inspann om Christus Jesus myne te maak. Jesus vertel 'n gelykenis, ook al baie met julle hier gepraat. Dit gaan oor die skat wat hy vertel vir hulle, wat in die land op weggesteek het. En die boere gaan vlug, en hy het hierdie skat ontdek, en hy het net daar in die grond begrawe, en hy het teruggegaan, vir niemand gesê nie, en hy het alles gaan verkoop wat hy het,
En hy het gegaan na die owerhede toe. En hy het daai stukkie grond gekoop, daai stukkie grond. Want daai skat, die ding wat by die belangrikste is. Het jy al gedink hoe hierdie gelykenis klink in Jesus se oë? Dat hy sê, ek was bereid om my hemelse heerlikheid prys te gee en mens te word. Want hierdie skat wat ek hier sien, hierdie mensdom wat God se hart opgevang het en vir wie hy so lief het, wat verlore gegaan het, sê hy, hierdie skat wil ek te alle koste by my hê. Ek wil hierdie skat te alle koste by my hê, ek sal enige prys betaal en daarom betaal ek die prys. Sodat ek en jy, Jesus is bereid om alles prys te gee, sy hemelse heerlikheid, alles wat daarmee gepaard gaan, om homself in te perk in die vorm van 'n menslike liggaam, deel te word van 'n sondige wêreld, om op die ou einde van vooraf te kies of dit die moeite werd is om God te volg en hom te gaan te wees, en dan te verstaan, terwyl hy dit doen, hierdie stap, hy dink dalk aan, wat gaan my ryk maak? Ja, sê Jesus, ek dink aan wat gaan my ryk. Ek dink aan wat gaan my vervul, wat gaan my versadig as mense in 'n lewende verhouding met die Vader. Sy ewig sodat ek en jy in 'n lewende verhouding met die Vader. Die Bybel se woord om op te kyk is die woord aanbid. Aanbid is die woord wat ons die meeste herinner. Wat dit is om op te kyk. Om God raak te sien vir wie hy werklik is. Want die dinge waarop jy die lig laat val, is die dinge wat bepaal waar jou hart lê. En as jy die lig die hele tyd op Jesus kan laat skyn, as jy vir die wêreld die hele tyd wil wys, kyk na Jesus, kyk hoe praat hy, kyk wat sê hy, kyk wat doen hy. Kom ons volg hom, kom saam met my, kom ons gaan saam op hierdie heerlike reis. Dis wat Jesus op te doen. Dis wanneer ons nie wanneer ons reisie bid in 'n gebed, dan bid ons. Dis wanneer ons die lig op Jesus plaas, en ons vir mense sê, kom saam na daai lig toe. Kom ons gaan na daardie eindbestemming. Ons gaan daarheen, waarna Jesus moet kom. En God se aanbid is om die kollig op Jesus te plaas. En te sê, kyk hoe, kyk hoe. Dit sê wat Jesus ook op 'n keer sy hier na daar. Sy hier verlaat om by ons daar uit te kom. Vir hom was dit sy hemelse plek te verlaat en hier op aarde te wees. Tussen ons 'n kruispad te stap. Op hierdie pad wat hy gereis het, was dit nie aldag lekker nie. Daar was op en af te wees. Maar God se liefde en genade het ons vasgehou. En hy die prys betaal sodat hierdie kosbare skat terug in die hande van die Vader kan kom. Hy het alles gedoen sodat ons se besitting kan doen. En toe hy daar in die hemelpoorte instap, het hy hierdie skat voor die troon van sy Vader gaan neersit. Vader, ek het dit gekoop vir u. Ek wil dat. Ek wil dat. Nou kom Jesus by my en jou. En hy sê vir ons, eendag gaan jy daar wees. Jy daar die hemelse woonplek. Voordat jy daar kom, gaan nog op en af in jou lewe gebeur. Nooit hierdie perspektief verloor nie. Moenie dit ooit uit jou oë laat gaan nie. Dat jy hierdie een droom lewendig hou. En hierdeur sal ek alles agter my sit. My losmaak van alles, sodat ek daar kan uitkom. Dit is sterk. Daar het Jesus my synde gemaak, dat ek hom ook my neem.
dat dit nie net is hy wat my vashou nie, maar dit ek is hom en eendag sal ek die voorreg hê